Goeiedag almal. Vandag gesels ons oor een van die merkwaardigste plante wat God in die natuur geskep het, die alwyn. Vir eeue lank word alwyne in Suider-Afrika gebruik vir genesing, velsorg, algemene gesondheid en selfs tradisionele gebruike in gemeenskappe oor die hele streek. Wanneer mense van aloe vera praat, verwys hulle gewoonlik na die spesies aloe vera wat wêreldwyd bekend geword het vir sy genesende eienskappe. Maar wat baie mense nie besef nie, is dat Suider-Afrika eintlik een van die wêreld se rykste gebiede is vir alwyne. Daar is meer as 500 spesies alwyne in Afrika, waarvan baie natuurlik in Suid-Afrika, Namibië, Botswana en omliggende lande voorkom. Hierdie plante groei dikwels in harde, droë toestande en tog stoor hulle water en voedingsstowwe binne hul dik blare. Dit is juis hierdie vermoë wat die plant so besonders maak vir medisinale gebruik. Kom ons kyk eers na die belangrikste dele van die alwynplant wat gebruik word. Die mees waardevolle deel van die plant is die blaar. Binne die blaar kry ons twee hoofkomponente. Die eerste is die deursigtige gel binne in die blaar. Hierdie gel is vol vitamiene soos Vitamien A, C en E, asook minerale, ensieme, aminosure en antioksidante. Dit is bekend vir sy anti-inflammatoriese, antibakteriese en wondhelende eienskappe. Hierdie gel word hoofsaaklik uitwendig gebruik. Mense gebruik dit direk op die vel vir brandwonde, sonbrand, klein snye, skaafplekke, insekbite, akne, droë vel en selfs vir velirritasie soos uitslag of jeuk. Baie mense in Suid-Afrika sny eenvoudig 'n vars alwynblaar oop en smeer die gel direk op die aangetaste area. Die koelgevoel help om pyn en inflammasie vinnig te verlig. Vir sonbrand kan die gel verskeie kere per dag aangewend word. Dit help om die vel te bevochtig en bevorder vinniger herstel. Vir klein wonde of snye word die gel dikwels eers op 'n skoon wond gesmeer voordat dit verbind word. Die natuurlike antibakteriese eienskappe kan help om infeksie te verminder. Party mense gebruik die gel selfs as 'n natuurlike gesigmasker. Dit kan help om die vel sagter te maak en rooiheid te verminder. Die tweede belangrike deel van die alwynblaar is die geel bittersap net onder die skil van die blaar. Hierdie deel staan bekend as die latex. Die latex bevat sterk verbindings soos aloën. Tradisioneel is dit gebruik as 'n natuurlike lakseermiddel en vir spysverteringsprobleme. Maar hier is iets baie belangrik. Hierdie bittersap is kragtig en moet met groot versigtigheid gebruik word. Te veel daarvan kan maagkrampe, diarree en dehydrasie veroorsaak. Daarom word dit nie aanbeveel vir langdurige gebruik nie. Swanger vroue, jong kinders en mense met sekere mediese toestande behoort dit eerder te vermy tensy hulle professionele leiding ontvang. Een van die bekendste alwyne in Suider-Afrika is Aloe ferox, ook bekend as die bitteralwyn. By Aloe ferox word veral die bittersap gebruik. Tradisioneel word die sap uit die blare getap en stadig ingedamp totdat dit 'n donker gekonsentreerde stof vorm. Hierdie middel is gebruik vir hartlywigheid, spysverteringsprobleme, ontgifting en soms om die liggaam skoon te maak. Die gel van Aloe ferox kan ook op die vel gebruik word, soortgelyk aan aloe vera. Sommige mense glo selfs dat Aloe ferox sterker medisinale eienskappe het as gewone aloe vera. Nog 'n belangrike spesies is Aloe arborescens. Hierdie alwyn word dikwels in tradisionele medisyne gebruik om die immuunstelsel te ondersteun. Sommige mense gebruik voorbereidings daarvan tydens verkoues, griep en algemene swakheid. In sekere tradisionele resepte word die blare gemeng met natuurlike bestanddele soos heuning. Dit word egter belangrik geag om sulke mengsels verantwoordelik te gebruik en nie te sien as 'n vervanging vir behoorlike mediese behandeling wanneer ernstige siekte teenwoordig is nie. Interessant genoeg gebruik baie mense vandag alwyn ook vir hare en kopvel. Die gel word soms in die hare ingevryf om droë kopvel te help, gebruik teen skilfers of as 'n natuurlike bevochtiger vir beskadigde hare. Omdat die gel soveel water bevat, help dit om vog in die vel en hare vas te hou.
Alwyn speel ook 'n groot rol in moderne skoonheidsprodukte. As mens vandag na winkels kyk, sal jy aloe vera kry in rome, gesigrome, shampoo, seep, lipbalsems en selfs drankies. Die rede daarvoor is eenvoudig. Die plant het 'n natuurlike vermoë om te streel, te herstel en te bevochtig. Alwyn is ook belangrik vir die natuur self. Wanneer hulle blom, lok hulle bye, voëls en ander bestuiwers. Veral suikerbekkies word dikwels by blombraande alwyne gesien. Dus dra hierdie plante nie net by tot menslike gesondheid nie, maar ook tot die ekosisteem. As iemand vars alwyn by die huis wil gebruik, is daar 'n paar eenvoudige riglyne. Sny altyd 'n gesonde blaar af naby die basis van die plant. Laat die geel bittersap eers vir 'n paar minute uitloop indien jy net die gel wil gebruik. Daarna kan die blaar oopgesny word en die deursigtige gel uitgeskep word. Die vars gel kan direk op die vel gebruik word, vir kort tye in die yskas gehou word, of gemeng word in natuurlike velrome. Dit is egter beter om vars gel vinnig te gebruik, aangesien dit natuurlik afbreek met tyd. Ten slotte kan ons sê dat die alwyn werklik een van Suider-Afrika se wonderplante is. Die blaar en spesifiek die gel en die bittersap bevat merkwaardige eienskappe wat al vir eeue gebruik word vir genesing en welstand. Spesies soos Aloe ferox en Aloe arborescens is 'n kosbare deel van tradisionele kennis en natuurlike medisyne in Suider-Afrika. Maar, soos met alle natuurlike middels, moet dit met wysheid, kennis en verantwoordelikheid gebruik word. Mag ons Hemelse Vader julle altyd lei in die keuses in julle voorbereiding. Baie dankie dat julle saam geluister het. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê.